Nou hierdie stukkie nuus raak jou definitief boerevolk, want dit is 'n plan wat hulle gaan implementeer. Hulle gaan hulle bes probeer om dit te implementeer. Vader sal vir ons moet intree. Die Joodse rabbies het so op 12 Februarie 2025 'n briefie geskryf daar aan ou Donald Trump. Hulle beskou Donald Trump as hulle Messias. Eintlik meer as net dit, jy moet nou mooi verstaan wat daar aangaan. Dis nou nie die Messias soos wat hulle hom sien nie. Hulle beskou hom as die Messias van Esau of van Edom of van Amalek, menende ons blanke westerse nasies, ons is Amalek, ons is Esau. Dis wat hulle sê. Hulle is natuurlik Israel, Jakob se nageslag, regtig. Nou ja, as jy dink dis waar, kry ek jou baie jammer, hoor. Goed, ek gaan net so 'n stukkie vir jou daarop wys. A letter from the nascent Sanhedrin to President Donald J. Trump. Wie is hierdie Sanhedrin? Hierdie Sanhedrin is dieselfde organisasie wat Jesus gekruisig het volgens hulle wette. Nou wat is daai wette? Nou dit het alles te doen met die Talmud. Niks te doen met die Bybel, Talmud. En dan het hulle nou vir hom, wat hulle nou om heuning om die mond smeer of om verduidelik hoe oulik is hy en hoe fantasties hy is, hoe belangrik is hy vir hulle. En dan begin hy hulle praat oor the Universal Moral Code and the First Commandment and the 7 Laws of Noah. So waaroor gaan hierdie brief? Hierdie brief gaan daaroor om Donald Trump so ver te kry, om te begin dink aan die implementasie van 'n Noahide lawstelsel, wetstelsel, wat dan gereguleer sal word deur die Sanhedrin en dan deur gedelegeerde Sanhedrinhowe. Nou weet ek, as baie mense wat vreeslik aan die slaap is, sies tog, ek noem hulle die Jode aanbidders, hulle het geen idee wat aangaan nie. Hulle kennis is so min, hulle glo alles wat hulle 'n baalpriester vir hulle sê elke Sondag. Nou ja, maar die Jode het 'n interessante plan. Nou hulle sê, without a constructive moral framework, humanity descends into violence and destruction as exemplified by Cain's murder of Abel. En dan wil hulle vir jou sê, daar moet 'n universal ethic common code ingestel word, anders people resort to war and oppression to obtain what they need. So, hulle wil hê Trump moet hierdie Noahide wette inbring, met howe wat die Jode sal beheer. Nou is dit, daai eerste wet is baie belangrik, dat jy mag geen ander gode aanbid as nou net God nie. Wie die God nou is, dis nou hulle God. Dis nou nie Jesus Christus nie. Verstaan jy? Nou weet ek, as baie ouens wat glad nie 'n probleem daarmee gaan hê nie, hulle dink hulle gaan nou Jahwe aanbid, en hulle het nie 'n probleem daarmee nie, want hulle aanbid nie Jesus Christus nie, want hulle beskou nie Jesus as God nie. Maar die feit dat die Jode so 'n wet maak, om die mense wat Jesus Christus aanbid, te veroordeel, sê mos vir jou waarlik, Jesus was God. Hoekom anders haat hulle die Christene so? Hoekom anders wil hulle 'n wet inbring teen ons wat Jesus aanbid? Hoekom mag ons nie Jesus aanbid nie? Hoekom nie? Nee, sê die Jode, dis godslasterlik. Maar hulle dieselfde vir Jesus gesê, die dag toe hulle hom verhoor het. Toe sê hulle, hy sê, u spreek godslasterlik. En dit is die groot ding. Onthou, die Jode is nie skape nie, hulle is bokke. So hulle kan nie aanvaar nie. Jesus sê ook vir hulle, julle is nie my skape nie. En daarom kan julle nie my stem hoor nie. En dit is presies waaroor dit gaan. En om daardie rede wil hulle alle tekens en geloof wat te doen het met Jesus Christus, waar Jesus aanbid word as God, dit moet van die tafel afgevee word. Goed, kom ons kyk. Nou die ander wette in die Noahide laws lyk heel gangbaar, maar is eintlik net die oortjies van die seekoei. Hulle gaan nog uitdink. Maar die vraag wat jy jouself moet vra is, vir baie jare het die westerse samelewing, die Christelike westerse samelewing, die Bybel en die Bybelse wette wat ons oorgeneem het en die Romeins-Hollandse reg is mynig weer daarop gebou, daardie wetgewing, die regte van die individu, die beskerming van 'n volk, daardie wette het ons beskawing gereguleer. Om watter rede moet ons nou hierdie Noahide laws aanvaar? Hoekom is dit nou beter as daai beskawingswette?
Hoekom kan ons nie teruggaan na daai regte en wette nie? Hoekom is dit nou die probleem? Want dit is gebaseer op die Christelike stelsel, die stelsel van Jesus Christus is God, hy is die hoogste gesag. Dit is die groot probleem. So dit is wat hulle wil geïmplementeer hê. Hulle kom met 'n baie lang storie, hulle verduidelik vir hom, hy is nou die gekose een, hy het 'n heavenly mission en so aan. Maar, weer eens, dit gaan daaroor dat hulle ons as Amalek beskou, as Esau beskou. Hulle praat van ons as die white supremacists. So as jy ten gunste is van die blanke ras, die behoud van die blanke ras, behoud van blanke skole, blanke kultuur, blanke taal, blanke geloofstelsel, blanke kerke, dan is jy 'n probleem vir die Jode. En ek gaan 'n video hier bysit, waar jy kan hoor hoe die Joodse rabbi nou vir jou mooi verklaar, jy's eintlik Esau se nageslag. Nou moet jy mooi verstaan, in jou Bybel staan daar, God het Jakob lief gehad, maar Esau het hy gehaat. So dis wat hulle sê. Maar nou staan daar ook in my Bybel, daar is 'n klomp wat sê, dat hulle Judeërs is, die woord Jood kom nêrens in jou Bybel voor in die oorspronklike teks nie. So daar staan, daai wat sê dat hulle Judeërs is, maar dit nie is nie, maar laster. Hulle is bedrieërs, hulle is 'n sinagoge van Satan. So wat sê hy? Hy sê vir jou, daar is 'n klomp wat sê dat hulle Israel is en dit nie is nie. So wie is dit? Is dit nou die westerse nasies? Is dit die Jode? Wie is dit? Wie sê vandag hulle is Israel van die Bybel? Nou ja, jy weet mos, né? Maar die Bybel sê, hoe ken ons hulle uit as die valse Israel? Wel, hulle laster Jesus Christus. Hulle haat hom met 'n passie, hulle laster hom elke dag, hulle het sy moeder 'n hoer verklaar, en dan wil hulle wetgewing inbring teen die aanbidding van Jesus Christus. En weet jy wat is die straf, as hulle jou vang Jesus Christus aanbid? Daar sê, wat sê die Bybel, Openbaring, onthoofding. 'n Ou moet nie dink dat die Sharia law van die moslems is nou die groot probleem, en die Jode is nou die groot saviors nie, die groot verlossers nie. Is nie so nie. Is maar een muntstuk en twee kante van dieselfde muntstuk, maak nie 'n fout nie. So ja, baie interessant, die Joodse planne vir die westerse nasies, ek het al hieroor gepraat, baie duidelik en langdradig, en hier kan ons baie duidelik sien, hoe hulle druk dat dit geïmplementeer gaan word. Nou ja, kom ons kyk of hulle dit reg kry, en kom ons kyk wie sal op die ou einde staan en val by Jesus Christus, en wie gaan inval by die Baalpriesters. Jy gaan sien hoeveel Baalpriesters val in by hierdie storie. Hier in Suid-Afrika word daar klaar gesê, daar is eintlik nie 'n maagdelike geboorte van Jesus nie. Dis klaar goed wat gesê is. Jesus het nou nie eintlik opgestaan uit die dode uit nie, en daar was nie 'n fisiese kruisiging en opstanding nie. Dis sommer net simboliek, is geestelike praat. Nou, so die hele voorbereiding is klaar gemaak dat Jesus is maar net nog 'n mens gewees. En daarom is dit nie problematies as ons die Noahide laws oorneem vir ons wat nou Kwanseis Amalek is nie. So, mense moet maar net kyk wie dra die vrugte van die bekering, dan weet jy mos wie is Esau, is mos nie moeilik nie. In America today we have white supremacy. In the Torah we had Amalek. Amalek is seen as the eternal enemy of our people. You shall blot out the memory of Amalek from under heaven. Do not forget. Our rabbinic sages parse these sentences and derive two distinct meanings. Blotting out the memory of Amalek is a military command, literally to destroy Amalek. Now, facing today's Amalek, we are reminded that the Torah calls us not just to escape, but to extirpate Amalek. We are commanded to do real and literal battle against it. That means coming off the bench in the fight against white supremacy. It means putting our reputations and our money and our physical bodies on the line. But also so that we are ready to answer people with radically destructive and incoherent versions of history, so that we can counter white supremacists, so that we can counter Amalek,
and blot them out by retaining on our lips and in our records their history. Blotting out Amalek need not merely be about military conquest. Equally important is ideological victory. And nothing could more readily counter white supremacy than a Jewish community proudly helping our Muslim neighbors. There is nothing that undermines a white supremacist worldview more than diverse communities